Hoogdrama het weer eens gister in die gesamentlike parlementêre portefeuljekomitee oor finansies afgespeel, toe Action SA hom aan die kant van die ANC geskaar het oor die begroting. Nou, 'n begrotingsvoorstel van Action SA is toe nou deur die ANC gesteun en dit dien vanmiddag voor die parlement. Ondanks sterk teenkante natuurlik van ander politieke partye in die komitee. Ons praat vanoggend hieroor met Wouter Wessels, hy is lid van hierdie komitee en hy is voorsitter van die VF+. Wouter, môre, baie welkom by RSG. Goeiemôre Gustaf. So vertel vir ons wat presies daar binne gebeur het. Wat is toe nou die besluit wat die komitee aanvaar het? Kom ek sê eers, ek het deelgeneem aan die besprekings gister in die komitee, maar ek is volgens die stelsel nie 'n lid van die komitee nie. Die Vryheidsfront Plus het nie lidmaatskap van die komitee nie. So ons het nie gestem en deelgeneem aan die stemming oor die verslag nie. Dit is belangrik om daarvan kennis te neem. En ons neem uit die aard van die saak vandag deel aan die stemming oor die fiskale raamwerk, want gister was net die verslag. Nou in die bespreking rondom die verslag, as mens so klein bietjie die volume van die geraas afdraai en jy kyk na alles baie nugter, dan moet mens opmerk dat daar 'n algemene konsensus is nadat hierdie hele proses, die parlementêre proses met al die besprekings en die openbare deelname en ook die buiteparlementêre proses met die gesprekke tussen politieke partye en onderhandelings plaasgevind het, is daar 'n konsensus dat BTW nie moet verhoog nie. En dis 'n positief. Daar's ook 'n konsensus dat daar wel persoonlike inkomstebelasting verligting moet kom en dis ook 'n positief. En daar's ook 'n konsensus dat daar uitgawes gesny moet word sodat die begroting op 'n ander wyse gebalanseer word en dat die belastingbetaler nie gestraf word soos wat die begroting aanvanklik voorgestel het nie. Die wyse waarop dit gedoen kan word daar so klein bietjie oor verskil, is daar onsekerheid en grootliks oor die proses wat gevolg moet word nou. Action SA stel voor en die ANC ondersteun dit dat die minister basies 30 dae gegee word om 'n proses nou te fasiliteer om alternatiewe voorstelle van inkomste generering en ook uitgawebesnoeiing te kry en dat die BTW-verhoging opgeskort word en dat daar dan ook inflasie gekoppelde verligting aan persoonlike inkomstebelastingbetalers gegee word. Aan die ander kant stel die DA voor dat die fiskale raamwerk net per se gewysig word om te sê die inkomste vooruitsig word afwaarts aangepas, die uitgawe vooruitsig word afwaarts aangepas en BTW word nie verhoog nie. Die EFF het dieselfde tipe standpunt met 'n bietjie politieke retoriek uit die aard van die saak en die MK met baie meer politieke retoriek uit dieselfde standpunt. En dis die verslag wat op die oomblik op die tafel is en die fiskale raamwerk dien vanmiddag. Ons sal moet kyk wat presies hierdie proses nou gaan behels. Op die einde van die dag bly die Vryheidsfront Plus daartoe verbind dat BTW nie moet verhoog nie. En watter wyse ook al dit daar kan stel, is ons tot verbind. Goed, is dit dan die enigste mening wat julle het daaroor dat die BTW nie moet verhoog word nie, of wat anders is die VF+ se mening oor dit wat hulle nou op die tafel het? Die groot ding gaan oor die proses en die groot ding gaan oor wat is moontlik en is dit wat binne in die verslag nou gewysig is. Kyk, die verslag is toe nou aangepas na Action SA eie voorstel gemaak het en dan seker paragrawe gewysig. Die finale weergawe van die verslag is baie laat gisteraand eers versprei en die verslag basies behels nou dat daar gekyk word na alternatiewe, maar dit is eintlik maar waarop dit neerkom, daar word gekyk na alternatiewe. Ons is ongemaklik daarna om 'n verslag te ondersteun wat net kyk na alternatiewe. Ons sal 'n verslag wil ondersteun wat sê dit is die alternatiewe. BTW verhoog nie op die 1 Mei nie. Daar's 'n beslisheid daaroor, daar's sekerheid daaroor. En hierdie is tans onseker, maar die positiewe is dat ons waarskynlik kan uitloop op 'n situasie met 'n beter begroting. Daar's baie politiekery agter die skerms en voor die skerms en op die skerms, maar op die einde van die dag lyk dit asof daar konsensus is dat ons 'n beter begroting kan kry met die werklike kostebesparing wat nodig is sodat daar waarde vir belastingbetaler geld is en dat die belastingbetaler nie oorbelas word nie. Wouter, jy sê jy is nie lid van die komitee nie, maar jy sit daar en jy praat saam, so ek wil vir jou vra oor wat jy waargeneem het oor die wisselwerking tussen die ANC en die DA. Vanoggend is daar berigte op News24 wat sê die ANC bosses tell the caucus, dat het van buitekant af hulle gesê
dat hulle nie met die DA gaan saamwerk nie. Dit is 'n berig hier vanoggend en al iemand soos Paul Mashatile aan is een van daai bosses, wat dit sover as hou gesê het. Netwerk 24 vanoggend berig oor regstrappe wat ook dreig. So kom ons begin eers by die partye, die samewerking tussen die partye en hoe dit nou na Action SA toe geswaai het. Daar's vreeslik baie, soos wat ek net nou gesê het, geraas, politieke geraas. En daar is 'n probleem oor die algemeen as 'n mens politiek speel, veral in die komitees, waar jy eintlik veronderstel is om die werk te doen en werklik te kyk na die rand en sent en na die fiskale voorstelle om op die einde van die dag 'n beter begroting daar te stel en die ekonomie aan die gang te kry, maar jy eintlik besig is met 'n arrogante houding aan die een kant, met snedige opmerkings, en aan die ander kant met 'n verharding en met 'n maakie saak wat jy voorstel nie, ek sal dit nie aanvaar nie. En dan beweeg ons nie nader aan mekaar nie en ons doen nie wat ons eintlik moet doen om Suid-Afrika 'n beter plek te maak nie. So dis die politieke geraas wat gister in die komitee uitgespeel het, dis die houdings teenoor mekaar, daar's verskriklik baie snedigheid, daar's onnodige opmerkings en aanmerkings, en dit is nie waarmee die Vryheidsfront Plus wil besig wees nie. Ons wil die werk doen sodat ons werklik 'n beter begroting daar kan stel en die ekonomie aan die gang kan kry, dat ons werk kan skep, dat mense nie verarm nie en dat mense op die einde van die dag in 'n beter posisie is as wat hulle tans is. Nou sien ons die ander berigte, Netwerk 24 wat sê daar's regstappe wat volg van die DA wat daarmee dreig, die MK-party dreig daarmee. Hoe voel die VF+ oor moontlike regstappe? Waarop sou dit gegrond wees? Dis 'n groot onsekerheid en kom ons gaan net 'n tree terug. Die feit is daar's nog nooit aan 'n begroting gewysig nie. Daar's nog nooit aan 'n fiskale raamwerk gewysig nie. En weer eens hierdie raamwerk nou vir vandag dien is die raamwerk wat sê ons is die vooruitsig vir inkomste en hoe gaan ons daai inkomste bewerkstellig vir die staatkas en dan hoe gaan ons die staatkas bestee en as ons daai inkomste verwesenlik. En dis die raamwerk, met ander woorde, met dan breë ekonomiese beginsels, hoe gaan ons ekonomiese groei bewerkstellig en so voort. Maar die proses ten opsigte van die wysiging daarvoor is daar, alhoewel die reëls wat regtig die parlement in staat stel om dit te doen, is nog nooit geskryf sedert die wet gewysig is in 2019. En dit beteken ons het eintlik 'n groot leemte. In die verlede waar die ANC alleen regeer het, is 'n begroting ter tafel gelê en dit was die begroting. Of die parlementêre proses of die parlementariërs daarmee saamgestem het of nie, dis die begroting. En nou is daar 'n werklikheid waartoe daar aangepas moet word om te sê, hoe wysig jy dit as jy nie saamstem met wat tesourier en die minister van Finansies op die tafel sit nie, en nie die ANC nie, nie die DA nie, nie ons nie, geen party het al ooit hier meer in die praktyk te doen gehad nie. So daar's groot onsekerheid wat hierdie regsproses en wat hierdie wetgewende proses behels, en daarom word daar nou gedreig met regstappe as die voorstel van Action SA en die manier om hierdie 30 dae te om ander voorstelle op die tafel te sit, as dit gevolg word, is dit nie teenstrydig met die wet nie, en daar's onsekerheid. Dit gaan getoets moet word. Die enigste manier om werklik te weet hoe dit gaan uitspeel is om dit te toets. En daarom is dit seker sodat daar regsaksie kan kom, maar op die einde van die dag is daar groot onsekerheid wat die proses moet behels om werklik dan nou die wysiging waaroor almal eintlik maar saamstem. Almal stem saam, BTW moet nie verhoog nie. Die ANC stem saam, Action SA stem saam, die DA stem saam, die EFF, die MK, ons, almal stem saam, maar nou hoe verwesenlik ons dit? En daaroor is die groot verskil, en nou word dit 'n klomp prokureurs wat in 'n vertrek sit en almal het 'n eie mening. Ons is selfs met Wouter Wessels, hy is voorsitter van die VF+ oor die drama in die parlement oor die begroting nou gister. Nou, die samewerking tussen Action SA en die ANC, is dit nou regtig op nasionale vlak so onverwags, want hulle werk mos nou saam in Johannesburg en Tshwane. Dis korrek, dis nie onverwags nie, en dit is seker so, ons moet in ag neem, dat as jy as die grootste party in die veelparty regering, voel dat die tweede grootste party jou eintlik wil boelie en sekere eise stel wat nie eintlik enigiets te doen het met die begroting nie, dan begin hulle kyk na alternatiewe en dan vind hulle 'n party soos Action SA wat sê, okay, ons stel nie hierdie verskriklike groot eise nie en ons sal julle spreekbuis wees sodat ons nie bres gee aan die DA wat sê daar meneer BTW verhoging wees nie, maar ons gee bres aan julle. En ons lei minder openbare beeldskade. En dis op die einde van die dag
die politieke geraas waarna ek eintlik verwys. So basies soos 'n politieke uitkoms vir, maar wat van die toekoms van die RNE, is dit ingedrang of is dit nie ingedrang nie? Ons sal moet kyk. Ons sal moet sien wat gebeur. Op die einde van die dag gaan die ANC moet besluit hoe hanteer hulle hierdie nou. Die DA moet besluit hoe hanteer hy se houding, hoe pas hy se houding aan hier. En ons sal moet kyk wat is in die beste belang op die einde van die dag. Die RNE se bestaansdoel was van die begin af om Suid-Afrika 'n beter plek te maak, om 'n middelgrond te kry met beter beleid sodat die ekonomie kan groei en daar werkskepping kan wees. Die begroting wat BTW-verhogings daar gestel het, is 'n bedreiging vir die RNE, want dit bedreig ekonomiese groei en vooruitgang. En dis die grootste bedreiging. Maar nou is die politieke geraas wat daarmee saamgaan ook uit die hart van die saak 'n bedreiging. Mense sal moet kyk, hoe kry mens kan hierdie voertuig nog steeds vorentoe gaan om 'n beter Suid-Afrika daar te stel, of is dit nou onmoontlik? En dis die oorwegings wat alle partye tot die RNE nou gaan moet aanwend. Net so vinnig laastens in 'n minuut, wat nou vorentoe vir die begroting, die geld wat nou spandeer word intussen, waar kom dit vandaan? Wel 45% van begrotings kan nou bestee word tot en met die parlement se goedkeuring van die begrotings. Die nasionale departemente se begrotings word eers hier begin Junie oorweeg. Maar daar is nou hierdie tydperk as hierdie verslag sou deurgaan vandag. En mens weet nie, die getalle dit hang af wie's almal voltallig en dit hang af wie stem volgens wat hulle gesê het hulle gaan stem. Maar hoe dit sou uitspeel as die fiskale raamwerk afgestem word, dan is daar 'n proses wat natuurlik moet volg om dit dan nou te wysig. As hierdie fiskale raamwerk sou deurgaan wat hierdie 30 dae gee, dan is daar nou 30 dae volgens hierdie om nou met ander voorstelle vorendag te kom en hopelik verhoog BTW nie. Dis op die einde van die dag die groot ding, maar ek dink 'n begroting sal wel in Junie deurgaan wat wel departemente in staat stel om te bestee en hopelik is daai begroting net beter en hopelik kan ons ekonomiese groei wel bewerkstellig. Dis die belangrikste. Baie dankie Wouter, dit was dan Wouter Wessels, hy's van die VF+.